Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. In Genesis 26 het 'n hongersnood die land getref. In daardie dae was dit algemeen vir mense om te trek, op soek na beter hulpbronne en geleenthede. Tog het God vir Isak 'n ongewone opdrag gegee. God het hom beveel om nie na Egipte af te gaan nie, maar om te bly op die plek waar hy hom geplant het. In vers 3 beloof God: vertoef as vreemdeling in hierdie land, en ek sal met jou wees en jou seën. Want aan jou en jou nageslag sal ek al hierdie lande gee. Ek sal die eed bevestig wat ek vir jou vader Abraham gesweer het. Ten spyte van die geweldige hongersnood, het Isak God gehoorsaam. Isak het God so vertrou, dat hy tydens die hongersnood besluit het, om te saai in wat soos droë, onvrugbare grond gelyk het. En die woord sê, daardie selfde jaar, het hy 100voudig geoes. Daar is seisoene in 'n mens se lewe, waar alles dor en vrugteloos lyk. In sulke tye, mag jy dalk in die versoeking kom, om handdoek in te gooi, en net aan te beweeg. Miskien is daar spanning in jou huwelik, of miskien het jou werk 'n bron van stres, eerder as 'n vreugde geword. Maar net soos God vir Isak beveel het, sê hy dalk vandag vir jou, bly en saai. Net omdat daar op hierdie oomblik geen resultate is nie, beteken nie noodwendig dat jy op verkeerde plek is nie. Soms is die einste plek wat die moeilikste is om te verduur, juis die grond wat God gekies het om jou in te seën, as jy sal bly en hom vertrou. Selfs die mees getroue mense beleef droë tye. En maak nie saak hoe geseënd jy is nie, daar sal tye van ongemak en ontmoediging in jou lewe wees. Maar dit is nie noodwendig tekens om te vlug nie. Dit is geleenthede om jou wortels te verdiep en te vertrou dat God besig is om onder die oppervlak te werk. Ons soek dikwels na groener weivelde en dink dat die volgende ding sal makliker of meer vervullend wees. Maar God roep jou dalk vandag om te volhard, te bly waar hy jou geplaas het en aan te hou om saad van geloof en toewyding te saai. Moenie na groener weivelde jaag, net omdat dit gemakliker lyk nie. Rol jou moue op, saai waar God jou geplant het, en kyk hoe hy 'n oorvloedige oes bring, selfs in 'n plek wat eens leeg gevoel het. Here, gee my die moed om teëspoed te trotseer en die geduld om te volhard. Help my om u plan vir my lewe te vertrou, selfs wanneer dinge nie sin maak nie. In Jesus naam bid ek dit. Amen.